Dis alweer Vrydag, 'n week is verby. Ek is Rinus van Sion in Parys, vanmôre oggend 128 van ons reeks deur die Nuwe Testament. Vanmôre wil ek met jou praat oor vrygespreek. Paulus leer ons in Romeine 8 vers 33 en hy sê: "Wie sal dit waag om ons aan te kla as God ons spesiaal uitgekies het? God is immers die een wat ons vryspreek." Terwyl Josua die hoofpriester in die teenwoordigheid van die Here gestaan het, het sy klere vuil geword. Want in God se teenwoordigheid verskyn 'n mens se spiritualiteit altyd soos vuil lappe. Satan het die situasie vinnig uitgebuit en met sy vinger na Josua se sonde gewys. "Is dit nie 'n stok wat ek uit die vuur geruk het nie," het die Here gesê, terwyl Josua se klere skitterend wit geword het. So ook met ons. Ons was klein stokkies op pad na die vuur van verdoemenis, maar die Here het ons uitgeruk, ons in sy geregtigheid beklee en ons sy kleed van lof gegee vir die gees van swaarmoedigheid. Kyk na sy sonde, donder Satan. "Watter sonde?" vra God. "Al wat ek sien is my seun." Daar is geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Wat het ons dan vanoggend op ons knieë gedoen om sonde te bely? Belydenis is die gevolg van oortuiging, nie veroordeling nie. Oortuiging is die werk van die Gees. Wanneer hy my van sonde oortuig, sê ek: "O Vader, ek besef dit is verkeerd. Ek stem saam met U en ek dank U dat ek vergewe is." Oortuiging trek my na die Vader. Veroordeling aan die ander kant dryf my van die Vader af. Veroordeling laat my sê: "Ek is so 'n ellendeling, ek kan nie bid nie en ek kan verseker nie kerk toe gaan nie." Toe Adam in die tuin van Eden gesondig het God hom 'n eenvoudige vraag gevra. Hy het nie gesê: "Waar was jy? Hoe kon jy? Hoekom het jy nie?" Nee, hy het eenvoudig gesê: "Waar is jy?" En dit is steeds die hart van die Vader terwyl hy vra: "Waar is jy?" Dis nie "Waar was jy?" of "Wat het jy gedoen?" nie, maar "Waar is jy nou?" Haal daardie krapperige vye blare af en laat my jou met my geregtigheid toemaak. Hierdie dankbaar celebrate ons God se grootheid en sy oneindige liefde vir ons, wat ek seker is ons nooit sal verstaan totdat ons eendag by hom kom nie. Mag die Here jou seën in hierdie dag. Amen.